Weer eens 'n hartlike Shabbat Shalom van my af. Ook aan almal wat vorentoe in hierdie week na hierdie opname gaan luister. En 'n hartlike Shabbat Shalom van my af ook. Ek wou nou amper vroeg gesê ek gaan 'n groter hartlike Shabbat Shalom sê. Okay. Dan klink ons nou soos wanneer ons sê ek is lief vir jou en dan sê jy is meer lief vir my. Jy self maar dat is dit so hier regskyf voor die kameras en kom ons kyk wat is dit wat ons vandag saam gaan leer en is regtig jy weet 'n uitnodiging van my en Marieke se kant af. Weet al hierdie goed wat ons so saamstel. Man, weet jy, ons vertrou altyd die roog dat dit wat moet opkom vandag, dat ons dit gaan hoor. So, jy sal sien, hier is 'n paar plekke waar ons jou vandag gaan challenge, skryf dit neer, gaan sorteer dit uit, gaan praat met Vader daaroor, want dis die hele idee van hierdie, is om vir jou so half net rigting te gee. Ons probeer niks op jou afdwing nie, ons probeer jou net maak dink, Torah gewys, dat ek dink. Maar voor ons dit doen, kom ons kyk na Tehillim 112. Nou, ek weet, hierdie dinge dis een wat jy gaan speel, nee, dis die musiek wat gaan kom. Ja, maar ek wil net sê dat ons is besig met, ek wil amper sê 'n mini-reeks oor die manne se karakter wat van die skrif. Ja. Al die manne, wel nie al die manne, maar van die manne wat nou in hierdie Torah leesgedeeltes opkom, main characters, hoofkarakters, Ja. wat ons kyk na hulle karaktertrekke en Tehillim 112 gaan oor die man. Ja. En 'n seun is dit eintlik vir die manne. So ek wil hierdie oor die manne speel spesifiek vandag. En ek wil dit as 'n seën oor julle speel. En kom die vrouens staan agter my en ons seën die manne op hierdie groep met dit wat ons nou hierdie word gelees en dan sing hulle dit asof hulle 'n refrein en dit asof hulle 'n beklemtoning daarop wil sit. So ek hoop julle gaan dit geniet. Ek wil net by sê, jy weet, dis normaalweg dan ook 'n blessing wat 'n vrou oor 'n man uitspreek op die Shabbat aand. So luister wat hulle daar sê, maar wat ek agtergekom het van die lied, is hy lig die een ding nie uit nie, dit is hy begin ook met die alef en hy eindig met die taf. So, as jy agterna kan sê, gaan kyk daarna, dis beautiful en weet net dat wanneer Yeshua praat van, hy sê, Vader in my, ek sê net, wat die Vader sê, en hy sê, ek is die alef en die taf, hy sê nie, ek sê al van die omega nie, hy het nie Grieks gepraat nie, hy het Hebreeus gepraat, hy sê, ek is die alef en die taf, en dan gaan kyk jy, waar pas die man binne in dit, en kyk na Tehillim 112. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. He is gracious and full of compassion and righteous. Unto the upright there arise light in the darkness, light for the righteous. A good man sheweth favor and lendeth. He will guide his affairs with discretion. Surely he shall not be moved forever.
the righteous shall be an everlasting remembrance. He shall not be moved. The righteous shall be in everlasting remembrance. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. His heart is established. He shall not be afraid until he see his desire upon his enemies. His heart is fixed, trusting in the Lord. His heart is established. He shall not be afraid. He hath dispersed, he hath given to the poor. His righteousness endureth forever. His horn shall be exalted with honor. His righteousness endureth forever. Endureth forever. Endureth forever. The wicked shall see it and be grieved. He shall gnash with his teeth and melt away. The desire of the wicked shall perish. Hallelujah. His righteousness endureth forever. Endureth forever. His righteousness endureth forever. Endureth forever. His righteousness endureth forever. Endureth forever. Dit is nog 'n mooi naam. Ek wil julle net herinner, môre aan, dis Sondag aan die 14de Desember, dan begin Chanukka, en hardloop deur tot en met die 22ste Desember, en ek sal later meer oor dit sê. Ek wil jou ook net herinner dat Rosh Chodesh is die 21ste van hierdie sekulêre maand. Kom ons praat oor Vayeshev. Vayeshev, dis hierdie week se parasha. En dit beteken en hy het hom gevestig. Ek meen, dis die Hebreëse woord wat sê eintlik, jy weet, hy daar gaan woon, hy het hom daar gesetel, hy het eintlik 'n nedersetting daar begin. Maar dit is ook dan die begin van die dramatiese verhaal van Josef, nee, die jaloesie van die broers, die verkope in slawerny, die verhore in Egipte of Mitzrayim. Dan ook natuurlik insluitend die hele berugte voorval met Potifar se vrou, soos Potifera, om die waarheid te sê, wat tot gevangenisstraf gelei het. En dan sal jy sien, hierdie gedeelte, gaan jy kyk na, ons stel ondersoeke na die bestemming, weer eens die drome, die familiekonflik en geloof, terwyl Jakob ook rou oor Josef. En dan sal ook Jehuda en Tamar se verhaal wat ontvou. Ons kyk nie na hierdie gedeelte vandag nie. Dit is 'n baie interessante gedeelte, weet die storie oor Jehuda en Tamar. Ons kyk nie vandag daarna nie. Volg net 'n bietjie die lyn wat ons regtig gaan gaan kyk. Kom ons kyk net na die skrifgedeeltes. Ja, uit die Torah leesgedeelte is Bereshit of Genesis 37, vers 1 tot hoofstuk 40, vers 23. En dan uit die Haftara uit is Amos 2, vers 6 tot hoofstuk 3, vers 8. Maar ek wil net hê jy moet kennis neem van Amos 2 vers 6. Dit speel 'n belangrike rol vandag. Dit is iets wat gaan uitkom, se kom, jy weet, hou dop wanneer hy opkom. Dan sien hoe hy, weet, gelink met hierdie Torah leesgedeelte.
En dan die Brit Gadesha of die hernieude verbond is Matteus 1 vers 1 tot 6 en dan ook vers 16 tot 25 en dan hoofstuk 19 vers 1 tot hoofstuk 20 vers 34. Goed, so, kom ons begin kyk en kom ons stryk weg. Ek dink 'n hele klompie goed wat ons wil deel. Jy moet my elke keer notatjies maak van dit waaroor ons praat. Maar heel eers gaan ons kyk wanneer 'n droom in 'n nagmerrie verander, nê. Ons het almal hierdie prentjie van hoe ons lewe veronderstel is om te moet verloop. Jy weet, dit is 'n droom, is 'n bestemming. Maar wat maak jy as die vloer geheel en al onder jou uitval, soos wat ons gaan sien met Josef gebeur? Ons kyk nou vandag na wat is waarskynlik die mees dramatiese val in die menslike geskiedenis beskou kan word. En dan natuurlik die geheim om weer te kan opstaan. Ons lees Bereshit 37 vers 1 tot 11, maar voor ons dit doen, gaan ek net vir die volgende sê. Nadat Jakob homself in Kanaan gevestig het, begin hy om vir Josef. Josef is die eerstgeborene van sy eerste liefde, en hy is sy oorlede geliefde vrou Rachel. En hy begin eintlik om vir Josef te bevoordeel, hy maak hierdie spesiale mantel, of hierdie spesiale kleed vir hom, maar hierdie begunstigingsaksie, dit skep ontsaglike jaloesie by die ander 10 broers. Ek wil jy moet net kennis neem van 10 broers, nee, want die beginselmos is 10, is 'n minyan, so 10 broers, hou dit in gedagte. En natuurlik gaan hierdie jaloesie bietjie verder, dit word versterk, hierdie jaloesie word versterk deurdat hy hierdie drome het, dis nou Josef, en dan deel hy dit met sy broers, jy weet, en dan het hy, lyk my, hierdie begeerte om sy broers te regeer. Maar kom ons kyk wat sê die skrif self daaroor. En Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader in die land Kenan. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas, saam met sy broers. Hy was nog jonk. Met die seuns van Bila en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerig oor hulle na hulle vader oorgebring. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het hulle hom gehaat, en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle nog meer gehad. Hy het naamlik vir hulle gesê, hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan. Terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer? Of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Ek kan jy nou net vir jouself indink, sy pa het hom hard bestraf vir 'n droom. Ek meen die droom het na hom toe gekom en hy het nou binne die drome gedeel. Maar kom ons sê die volgende, ontmoet vir Josef. Hy is 17 jaar oud, hy is begaafd, hy is geliefd, hy is gehaat, hy is ook briljant en hy is sy pa se gunsteling. Hy dra natuurlik sy pa se liefde op sy rug, né? Die ketoniet pasim, daai mantel wat sy pa vir hom gemaak het. En vir hom is dit soos 'n drukkie wat hy van sy pa afkry. Maar vir sy broers is dit 'n teken. Want Josef dra 'n mantel wat hy nie verdien nie, en dis 'n groot probleem vandag nog. Dis 'n probleem want manne smag na posisies sonder dat hulle
gehoorsaamheid wil navolg. Hulle soek autoriteit sonder om die offer wat daarmee saamgaan te bring. So, jy sal goed doen om Jahwe te vra om jou te stroop van enige eer wat jy nie verdien nie. Jakob sien vir Josef, maar hy sien nie sy ander seuns nie. Hy sien die seun van sy geliefde vrou, maar hy sien ook nie die emosionele chaos wat sy begunstiging veroorsaak nie. En ek wil hê jy moet verstaan dat die broers is nie noodwendig boos nie. Hulle is onseker. Hoor wat ek jou sê en kyk waar identifiseer jy, hoor. Hulle is onseker, hulle voel onsigbaar, hulle voel unfathered. Nou ek wil net hierso stop van my notas op en net met jou die volgende deel en dit sê, weet jy wat, ek het in die verlede het ek gesien dat daar baie, veral jong vrouens, jong getroude vrouens, geskeide vrouens, dan kom hulle by my en dan sê hulle, we need fathering. Nee, dis 'n belangrike ding. En ek weet ook, dit is natuurlik 'n belangrike ding, dat as ek so iets sou doen, dan moet my vrou aan my sy wees, want dit is gevaarlik om dit, alleen te doen met ongetroude vrouens. Weet, om hulle te probeer beraad. Dis wat die broers hier gevoel het. Hulle het gevoel, hulle is unfathered. Hulle vader is afwesig. Hy's 'n absentee vader, né? Dis nou die Engelse woord wat jy het. Hulle voel ondergewaardeer. En wat gebeur met onseker mans? Onseker mans gebruik altyd jaloesie as 'n wapen. Hulle word mans wat nie die vooruitgang van 'n ander man kan vier nie. Hulle kan dit nie celebrate nie. Hulle is nog steeds seuns wat veg vir stukkies identiteit. Nou luister na wat ek nou hier vir jou gesê het. Dis 10 ouer broers wat tot steeds veg vir hulle eie identiteit. Hulle is nog so seentjies. En hierdie korrupsie begin met 'n blinde pa. Dis nou Jakob. Hy is nie blind fisies nie, maar hy het blinde kolle. Nee, en hy kan nie hierdie identiteit konsekwent hanteer nie. So ek gaan vir jou vra, jy moet miskien 'n bietjie daarna kyk. Nee, watter man is jy besig om die geheim mee te ding? Waar het jy nodig om te teshuva of jy te bekeer van hierdie jaloesie op 'n ander man? Hou daai ene. Hou hom, skryf hom neer, dink daaroor, laat Ruach jou oortuig. Want weet jy wat, almal van ons kan eintlik ietsie neerskryf onder daai hoofie. Ons praat oor die manne van die verbond en ons doen al hierdie dinge wat ek nou van praat, liefde. Maar kom ons kyk net, hoe sien Jahwe vanuit die hemel uit hierdie in Devarim 16 vers 19? Jy mag nie reg nie verdra nie. Jy mag nie partydig wees nie. Ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie. Want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het. Onthou ek het gepraat oor Jakob en sy partydigheid en dit is nou wat ons nou sien wat 'n skending van die geregtigheid is, né? Sy blinde kol is nie toevallig nie, dis net 'n gerieflike ding vir hom. Ek sê vir jou, om die waarheid raak te sien, vergroot verantwoordelikheid van my en van jou. Want as jy nie sien nie, dan vermy jy dit wat gaan kom. So vra jouself die vraag, wat het jy gekies om nie te sien nie? Iets wat sigbaarheid vereis, want sigbaarheid gaan verantwoordelikheid van jou vereis. Ons kyk na die krag van 'n droom. Ek weet as ons nou gesien, ons het die skrif gelees daar. Jakob beskik oor 'n baie gevaarlike gawe en dis visie. Hy sien 'n toekoms waar hy baie groot is, want dit maak 'n noodlot. Hy is die een wat 'n noodlottige fout gaan maak. Hy dink die droom gaan oor hom. Hy deel dit nie om te inspireer nie, hy doen dit om te beïndruk en hy's arrogant. En daai arrogansie kweek 'n minagting. Ek sê weer, 'n droom gedeel sonder die gawe van onderskeiding maak dat dit die broers, sy eie broers, in vyande verander. Maar is dit nie dat ons almal het al in daai slaggat getrap? Dat ons 'n droom gekry het of 'n visie gekry het of 'n visioen of iets gehoor het by Vader en dan deel ons dit, maar ons het eintlik nie die permissie gehad of gevra of mag ons dit deel nie. Dit is heeltemal so korrek daarin oor daai, jy is heeltemal reg.
En dit is wat ook, dis nie, ek meen hy het die droom gehad. Dit was nie verkeerd nie. Hy moes net discernment gehad het. Hy moes gehoor het, mag hy dit deel? Gee Vader vir hom, ek wil amper sê 'n groen lig om te mag praat daaroor. En as ons net daai beginsel wil toepas, is nie verkeerd om te droom, nie is verkeerd om visievol 'n visie te hê nie. Want dis Vader wat dit vir jou gee. Maar jy moet discernment hê. Maar jy sal sien, dis deel van die gebrek aan opleiding wat Jakob nie vir Josef gegee het nie. Want dis daar waar die ding inkom. Jy's heeltemal korrek gesê dit sê. Hy het nodig gehad om leiding te gehad het. Miskien moes hy eers dit net met sy pa gedeel het, maar dit nie net uitgeblerd sit daar vir almal om te hoor, sodat jy weet dit vir hom op die ou einde probleme geword het nie, want dit het. Nou soos ek gesê het, Josef was baie begaafd, maar Josef was ook baie naïef. Leer dit sommer baie vroeg. Visie sonder wysheid is 'n baie gevaarlike ding. En sy onvolwassenheid in hierdie situasie versnel net 'n krisis wat alreeds lank aan die broei is. Ons is verbondsmanne, ons moet leer. 'n Godgegewe begaafdheid beteken nie jy's gereed daarvoor nie. Josef, Sê dit weer sê. ja, 'n Godgegewe begaafdheid beteken nie dat jy gereed is vir daai gawe nie. Josef gaan baie hard leer dat hy dit moet ingroei. Ons sien dit uit die skrif uit. Die begaafde maar ongevormde man word 'n bedreiging vir homself en vir ander. Nou, as ek nou vir jou moet oproep om iets hieroor te besluit, dan sou ek sê, hou op om gawes met volwassenheid te verwar. Onderwerp jou roeping aan dissipline. En daardie dissipline kom net oor tyd, soos wat jy meer en meer tyd met jou spandeer in die stilte. En jy gaan sien, daai stilte gaan jy partykeer net kry in die grotte en die tronke en sulke plekke. Daar waar dit donker is, die afgesonderde plekke, né? Absoluut, Vader het 'n manier om jou af te sonder. En dis waar jy gaan leer. Dit gaan oor jou as 'n plan en nie oor jou arrogante self nie. Daar waar die maatjie onder jou uitgetrek. Dis net daar waar hy gaan uitval. En Vader, hy hoor nie om daai mat te trek nie meer. Hy doen dit. Nou ek het hier gesê die laaste druppel. Wat is die laaste druppel? Dis die druppel wat die emmer laat oorloop. Dis die laaste strooi wat die kameel se rug breek. Dis daai laaste ou dingetjie wat 'n massiewe reaksie ontlok. En daai ene was Josef se tweede droom. Die son, die maan en die sterre. En dan gaan jy sien, afguns is 'n vlam wat die vat gaan laat uitbrand. Jaloesie is 'n vuur wat die draer daarvan gaan verteer. Die broers sien nie net 'n bederfde kind of 'n bederfde boetie nie. Hulle sien 'n bedreiging vir die verbond. En hulle besluit om die droom uit te blus deur die dromer uit te blus. Hierdie goed is net te veel vir die 10 broers. So, ons gaan die werk op 'n uitgangspunt. Kan jy jou in die donker vind? Want dis een van die vrae van baie chef. Nie kan jy slaag nie, maar kan jy die val oorleef? Ek wil hê jy moet jouself in hierdie prentjie wat jy daar op die skerm sien, jy plaas jouself net vir 'n oomblik daarin, né? Jy is diep in daai gat en voel bietjie daai klam grond teen jou rug. Ryk daai ou reuk, daai ou lig en as jy so opkyk, né? Al wat jy sien is 'n klein sirkeltjie van die blou lig. En dit is jou enigste verbinding met die wêreld wat jy vroeër geken het. Dit voel kilometers ver en dit krimp. Ons kyk na die konflik. En sy broers het die klein vee van hulle vader by Shechem gaan oppas. Toe sê Jesrael vir Josef, Ek wil net hê jy moet hierso daarop let, ekskuus dat ek jou in die rede val. Hy sê nie toe sê Jakob vir Josef. ja, Hy sê toe sê Jesrael. korrek. Was jou broers nie die vee op by Shechem nie? Kom laat ek jou na hulle toe stuur. En hy antwoord hom, hier is ek. Toe sê hy vir hom, gaan tog verneem na die welstand van jou broers en die welstand van die vee en bring vir my berig terug. So het hy hom dan uit die dal van Gebron weggestuur en hy het by Shechem aangekom. Daarna kry 'n man hom en kyk, hy het in die veld rondgedwaal en die man vra hom, wat soek jy? En hy antwoord, ek soek my broers. Vertel my tog waar hulle die vee oppas. Toe sê die man,
Hulle het hier-vandaan weggetrek, want ek het hulle hoor sê, laat ons na Dothan gaan. Maar eintlik het Jakob hier 'n set-up gedoen om Josef in 'n posisie te stel om terugvoer te kom gee, wat eintlik vir hulle kan voel asof hy kom pluk. Asof hy Josef aangestel het oor hulle. Maar kom ons gaan aan. En Josef het agter sy broers aangegaan en hulle in Dothan gevind. En hulle het hom van ver af gesien. Maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom en om hom dood te maak. En hulle het vir mekaar gesê, kyk, daardie dromer kom aan. Kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word.' Toe Reuben dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê, 'Laat ons hom nie doodmaak nie.' Reuben het ook vir hulle gesê, 'Moenie bloed vergiet nie. Gooi hom in hierdie put wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie, sodat hy hom uit hulle hand kon red om hom na sy vader terug te bring.' So, die minjaan is nie heeltemal 'n minjaan nie, né? Maar jy gaan sien wat hierdie ding inlei is die doodsklok vir die ou lewe. Dis vir die ou lewe van Josef. Die broers is ver weg van die huis af. Nou, ons sien in hierdie leesgedeelte die voorval wat gaan lei tot die verbrokkeling van die status quo. Is ver van die huis af, Josef word gestuur om na sy broers om te sien en hy stap absoluut in 'n lokval in. Hy soek broederskap, maar hy vind 'n tribunaal, nie 'n familiebyeenkoms hierdie nie. Hier stap hy in 'n self-aangestelde geregshof in. Mense wat hulle self die reg toeëien om 'n beslissing oor 'n saak te maak. Dis 'n byding. Dis 'n byding, jy gaan dit sien, want jy gaan sien, ek gaan vir die stappe gee dat dit presies 'n byding is. Jy weet wat nou hier gaan sit om te beslis oor Josef. Hy het dit eers geweet nie. Want hier sien ons dat die wonder wat nie hanteer is nie, maak van hierdie broers van Josef sluipmoordenaars, assassins. Jy sien, jy moet dit leer. Wanneer iemand oor 'n lang periode voel, hulle word nie gesien nie, dan word hulle gevaarlik. En dan kom hulle onsekerheid en dit sit om in aggressie. Jakob se bevoordeling van Josef gee vir ons aanleiding daartoe dat die verbondsfamilie optree soos 'n Kain. Hoor jy wat ek sê? Jakob se bevoordeling van Josef gee aanleiding daartoe dat die gees van Kain oor hierdie broers kom en hulle moord. Hulle het moord in gedagte. Nou, op hierdie punt sê ek jou vra, maar wil jy nie 'n bietjie gaan kyk in jou eie hart? Nee, is daar dalk 'n ou wrokkie of 'n resentpunt wat jy begrawe het? Want jy het nodig om dit in die lig te bring voordat dit omsit in geweld. Julle sal onthou, ek leer baie keer die gebed vir mense. Father, in the name of Yeshua and by your Ruach HaKodesh, please drop into my mind the names of the people I hate, those I resent and those I need to forgive. Nee, want dit is baie belangrik, want as jy nie vergewe nie, word jy nie vergewe nie. Daai resentment is nie 'n ding, daai wrok is nie 'n ding wat jy moet koester nie. En hier sien ons die gevolge van 'n wrok wat net nooit verdwyn het nie. En wanneer dit nie gebeur nie, dan gaan iemand besluit om 'n plan te maak rondom dit. Kom ons kyk. Ons gaan nie weer hierdie lees, maar wat ons net hier wil uitlig is, hulle het listig raad gehou teen hom om hom dood te maak. Okay, so, en jy weet dit, mens lees net so oor dit, maar kom ons kyk wat hou dit alles in. Hulle het raad gehou. Want ek sê jou sê, hierdie detail wat jy nou gaan sien, behoort vir jou koue rillings te gee. Die broers het nie net hulle humere verloor en Josef en 'n paar, weet in woede 'n paar warm klappe gegee nie. O nee. Hulle het volgens die Hebreëse tradisie het hulle 'n byding saamgestel. Hulle het gaan sit. Hulle het bewyse voorgelê, sy drome, sy slegte berigte wat hy gebring het, sy vermeende bedreiging vir hulle geestelike nalatenskap. So leer nou die volgende. Daai blinde kol van Jakob lei mense onnodig in putte in. Josef word in 'n put gegooi, nie vanweë sy sonde nie, maar vanweë sy pa se blindheid en sy broers se onsekerheid.
Maar in Jahwe se soewereiniteit word die put 'n plek waar 'n man se karakter gevorm gaan word. Soms deur onregverdige leiding natuurlik, soos wat ons sal sien. So, as jy dalk jouself in 'n put bevind, gaan ek jou vra om op te vra, hoekom is jy in die put? Vra wie gaan jy word in die put? Hoor wat ek jou sê. Hierdie broers gaan sit, hulle beraadslag. Hulle bereik 'n uitspraak met 'n wet, dit is die doodstraf. Hulle beskou hom as rodef, is die Hebreëse woord. Dis iemand wat probeer om fisies of geestelik die familie van Israel te verwoes. Hulle beskou hom as 'n verwoester van daai eenheid, van daai nasie, van daai volk. So dis nie nou net 'n broedertwis nie, nee, hierdie word nou heeltemal omskep in 'n staatseksekusie. Hulle stuur hom galg toe. Dis 'n koue berekende oordeel wat hulle in hulle koppe as geregverdige optrede gaan sien. So Josef stap in Dothan in met die hoop om 'n drukkie te kry, maar hier vind hy hom in die midde van 'n hofsaal waar die beslissing teen hom reeds gevel is. En nou gaan ons sien hy gaan gestroop word. En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se kleed uit, die kleed met lang moue wat hy aangehad het, en hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg, daar was geen water in nie. Baie belangrike inligting moet jy daar kry, want hierdie man word gestroop. Hy word nou behoorlik gestroop. Daai mooi veelkleurige kleed van hom, dit lê in die stof. Hy is van sy identiteit gestroop. Hulle maak hom nie sommer net dood nie, hulle stroop hom eers. Waarvan? Sy identiteit. Daai kleed is 'n simbool van sy vader se liefde, sy status. Alles word gestroop. En sonder sy kleed, moet ek jou vra, wie is Josef? En kan van ons nie identifiseer daarmee nie. Hoe lyk jou kleed? Jy weet, onthou ons het vroeër gepraat oor Efesiërs 6, jy moet die volle wapenrusting van Elohim aantrek, dis onder andere die hoëpriesterskleed wat jy moet aantrek. Nou, wie is jy sonder daai kleed? Wie is jy sonder dat Yeshua in jou gevorm is? Wie is jy? Dis wat hulle doen, hulle stroop jou van jou identiteit, van die Vader se liefde, van jou status. Hulle vat alles van jou weg. Dis wat hulle doen. Maar kom ons kyk bietjie na hierdie put. Die put was leeg, daar's geen water in dit nie. Hoe gaan die Torah en hy maak spesifiek melding daarvan. Die Torah sê die put was leeg van water. Die Torah is die mees bondige boek wat ooit geskryf is. Daar's nie oorbodige woorde nie. Dit sê die put was leeg en dan so half asof daar so stotter is, daar's geen water nie. Nou Rashi is nogal die een wat so 'n bietjie van die koue detail kom byvoeg. Hy sê daar was nou wel geen water daarin nie, maar daar was slange en skorpioene. Jy sien die stilte van daai put is oorverdowend en Josef skree. Hy's nie net vasgevang nie. Hy's vasgevang in 'n nes. 'n Nes en niemand antwoord nie. Maar kyk wat gebeur nou. Ek het dit genoem die geluid van onverskilligheid. Vers 25. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet. Wie is dit so kalm, nee? Dis presies wat hulle gaan doen het. Hulle het kalm gaan sit een kant en brood eet. Die slange en die skorpioene is nie die wreedste van hierdie toneel wat ek nou sopas beskryf het nie. Die wreedste is dat hulle hom hoor kerm en pleit en huil en hulle is totaal onaangeraak deur sy pleidooie. Maar jy gaan vir my sê, maar Chris, dit staan nie wat jy nou daar sê nie, hy het nie gekerm en gesoebat nie. Dit staan nie in Bereshit 37 nie, ek dink jy is besig om stories op te maak soos wat jy aangaan. Nou kom ek wys vir jou wat staan in Bereshit 42, wanneer hulle gewete hulle aankla. Vers 21. Toe sê hulle vir mekaar, voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het en ons nie geluister het nie. Daarom kom hierdie benoudheid oor ons. Jy sien? Die Torah vertel vir ons in hoofstuk 37 dat hulle gaan sit het om te eet onmiddellik nogal. Onmiddellik nadat hulle van hom ontslaag geraak het. Nee, dit klink baie koud hoor, ek moet jou eerlik sê. Maar ons sien in hoofstuk 42, dan kom hierdie einste broers, hulle erken dat hy tydens daai voorval hulle gesmeek het. Die Hebreëus is
behitganenu, hulle wou nie hoor nie, dit impliseer dat hulle 'n klank gehoor het, maar dat hulle daai boodskap geïgnoreer het, Dit klink vir my harteloos. absoluut harteloos, nee. Ja. So, hier is nie 'n dramatiese uitvinding wat ek nou net in die vertelling ingebring het nie. Hierdie is die teks wat vir jou vertel, dis wat gebeur het. En hulle haal dan hulle eie herinnering van Josef se reaksie daar in Bereshit 37. Haal hulle dan nou aan. So hierdie put is leeg, behalwe vir die slange en die skorpioene natuurlik. Nou, ek gaan nie vrees ek in die slange en die skorpioene gaan nie, ons sê dit van tevore, maar onthou net Yeshua het vir ons gesê daar in Markus 16 dat ons sal op slange en skorpioene trap, nee. Hy het dit gesê. Nou wat ons hierso kry is Josef skree sy longe uit in 'n plek waar die stilte regtig oorverdowend is, maar niemand antwoord hom nie. Niemand nie. En jy mag dalk dink, maar hierdie is 'n vreeslike ou antieke storie. Maar die put is nie net 'n gat in die grond van Dothan nie. Hoor wat ek jou sê. Die put is 'n gevoel. En ek gaan vir jou waarborg, almal wat hierso 'n kamera oop het, nee, ken daai gevoel wanneer jy in 'n put gaan sit. Want ons moet kyk hoe lyk die moderne put. En ek gaan vir jou net so een scenario skets, nee. Dink aan 'n pa. Hy's 7:00 in die aand, hy sit in sy motor, hy sit in die oprit van sy huis en hy hou hier die stuurwiel vas en hy so pas afgedank, hy's geretrench. Die mediese fonds, die salaris, die identiteit, alles is nou skielik net by die deur uit. En wat hy sien vanuit die kar uit binne in die huis, is dit familie wat lekker sit en aandete eet, wat brood eet, onbewus daarvan dat hulle wêreld nou net in mekaar gestort het. En hy is omring deur die slange van angs en skaamte, en hy wil skree, maar hy moet daar instap en hy moet glimlag. Een scenario. Wat van 'n ander een, 'n tiener wat in die kamer sit en die kamer is stil, maar op haar foon se skerm is daar slange van kuberafknouery teen haar. Nee, jy al gesien, die breed kan meisies goed kwyt raak oor mekaar. Dis kommentaar op kommentaar en is opmerking na opmerking. En haar ouers sit rustig daaronder in TV kyk, heeltemal onbewus en doof vir die stilte wat daar bo in die kamer aangaan. Nou ek sê vir ons almal het 'n Josef oomblik waar die vloer uitval. Maar hier is 'n ongemaklike vraag. As jy nie nou in die put is nie, ek gaan hierdie nou baie stadig sê, want ek wil hê jy moet dit by jou insink. As jy nie in die put is nie, is jy dalk die broer wat die toebroodjie eet. Wie skree reg langs jou? Jou kollega? Of 'n eggenoot? Of 'n kind? Jy is te besig om brood te eet. Jy is te besig met jou eie roetine om hulle te hoor. En dis die tragedie van by Chef, is dat dit nie net Josef is wat geval het nie. Daar was niemand wat vir my 'n reddingsboei gegooi het nie. Dit het geklink asof Ruben dit wil doen. Maar daar was nie iemand wat vir hom 'n reddingsboei gegooi het nie. Kom ons kyk na hierdie verkoping. Toe sê Jehuda aan sy broer, watter voordeel is dit dat ons broer doodmaak en sy bloed? Kom, laat ons hom aan die Ismaeliete verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees. En sy broers het na hom geluister, en toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal, en Josef aan die Ismaelitiese verkoop vir 20 shekel silwer, en hulle het Josef na Mitzraim gebring. Hy word verkoop soos 'n stuk handelsware, hy is nie meer 'n see nie. Nou let nou mooi op hoekom ek so sê, want sy waarde is 20 shekel silwer. Vir 'n koue berekende transaksie word hy aan 'n kameel soos 'n slaaf vasgebind. En nadat die woede bedaar het, tree koue logika in. Jehuda die leier kyk na sy broer in die put en hy sê, maar Betsa, wat is die wins as ons hom doodmaak? Nee, kan jy sien? In hierdie oomblik dan verskuif die dinamiek van moord, wat hulle het 'n moord beplan, nou verskuif dit na handelsware. Hulle besluit dat Josef vir hulle meer werd is as 'n kommoditeit, as wat hy 'n lijk is. Human trafficking is vir hulle 'n baie goeie opsie, is dit nie. So hulle trek hom op, nie om te red nie, maar om hom te verskeep.
Stel jou net hierdie toneel voor, die tou trek al die stywer hier so onder sy arms, hy sien weer die sonlig, hy sien, jy weet, hy dink, dankie tog, hulle red my, maar dan sien hy die Ismaelite, hy sien die karavaan, hy ruik die kamele, hy sien die kettings. Nou kom ons kyk na hierdie waardasie. En Josef word aan die Ismaelite verkoop vir 20 shekels silwer. Amos 2 vers 6. So sê Jehova, oor 3 oortredinge van Israel, ja, oor 4, sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die regverdige vir geld verkoop het en die behoeftige vir 'n paar skoene. Hulle verkoop hom vir 20 silwerstukke. Nou kom ons doen 'n bietjie die somme, daar's 10 broers, 2 silwerstukke per broer. Wat kon jy daarmee koop in die antieke wêreld? Dis wat die profeet Amos ons vertel, wat daai prys verteenwoordig, want hulle die regverdige vir silwer verkoop en die armes vir 'n paar skoene. Josef, hierdie gunsteling seun, die dromer, die briljante siel, hy's verruil sodat sy broers nuwe sandale kan koop. Hy's nie meer Josef nie, hy's 'n bate wat gelikwideer moet word. 6. Ek kan nie eintlik anders sê nie. Ek wil jou net herinner. Abraham het 'n bloedverbond gesluit. Abraham het 'n soutverbond gesluit. Jou skoenverbond of jou sandaalverbond, nee, is die een waar hulle dit in die antieke tye gevat het en hulle het ou sandale gevat en die grondgebied uitgemeet. En ons het sê altyd, jy weet dat almal werk op die veld in die dag. Jy weet nie wie is die seuns nie, maar vanaand wanneer jy by die tafel sit, die seuns sit aan tafel. Jy het geweet wie is die dienaars en jy het geweet wie is die seuns. Nou daai sandale, met ander woorde wat hierdie ouens gedoen het, vir 20 shekels het hulle Josef van sy seunskap ontneem. Dis wat hulle gedoen het. Moet dit nie uit die oog uit verloor nie. Dis nie sommer net 'n ou dingetjie wat gebeur het nie. Maar ons gaan sien dat selfs in hierdie donker oomblik van Josef, dan vind ons dat Jehova is in die detail. Want Rashi wys ons uit 'n baie vreemde detail uit wat jy kry in die karavaan. Normaalweg is hierdie handelaars, hulle is ouens wat teer en nafta, jy weet, dis sulke sleg, dis chemikalie met 'n baie slegte reuk. Maar nie hierdie karavaan nie. Hierdie een het speserye en balsam en gom, jy weet, dit ruik lekker. Dis so asof Jehova vir Josef, terwyl hy nou so in hierdie slawerny verhandel word, dat Jehova sorg dat daar 'n soet reuk rondom is. En ons het so gepraat oor daai soet reuk wat ons gekry het by die graf van Abraham daar by Magpela, né? Dis so asof Jehova eintlik vir hom daar sê, ek is by jou. Dis sleg, maar ek het jou nie verlaat nie, ek is met jou. So kom ek kyk so 'n bietjie net na 'n moderne toepassing van wat ons nou net gesê het. Hoe kan hulle 'n mens so koop? Maar ons doen, ek en jy, ons doen dit. Heeltyd. Ons doen dit. Jy sien elke keer wanneer ons na iemand kyk en jy dink, wat kan ek uit hom uit kry? In plaas van wie is hy, verkoop ons 'n Josef. Elke keer as ons 'n wins bo 'n beginsel kies, dan neem ons daai 20 silwerstukke. Elke keer as ons net met mense netwerk omdat hulle nuttig is vir ons loopbaan, verruil ons siel vir 'n paar skoene. En die tragedie van daai verkoop is dat hulle het opgehou om 'n broer te sien. Hulle het begin om 'n winslyn te sien. Dis nie net verraad nie, dis onmenslik. Nou ek sê weer vir jou, mans wat emosioneel gestroop voel, soos daai 10 broers, sal altyd ander as transaksies beskou. Moet ek dit weer sê? Mans soos die 10 broers wat emosioneel gestroop voel, sal altyd ander, soos Josef, as 'n transaksie beskou. Jakob se blinde kol het seuns voortgebring wat nie meer die verbond kan herken nie. Paartjie, waar behandel jy mense se kommoditeite as handelsware en nie as verbond nie? Wanneer sê jy maar betsa, watter wins kan ons hieruit kry? Wanneer doen ons dit? Nee? Wanneer maak jy van dit 'n besigheidsberekening? Jy weet, ek het so 'n paar leerskoene wat ek, sandale wat ek destyds met ons troue gebruik het, en hierdie sal my altyd nou daaraan laat dink. Nee, dan dit wat Amos sê. Is dit wat 'n broer vir jou werd is?
Dink so 'n bietjie aan die reuk van daai tering, dink so 'n bietjie aan die reuk van daai speserye, en dink so 'n bietjie, maar waar is die goddelike teenwoordigheid? Want vir die 10 broers was hy nie daar nie, maar Josef het ietsie klein wat hom daaraan laat dink. Maar kom ons vat hierdie storie so klein bietjie verder en kom ons gaan kyk hoe mislei hulle pa. En hulle stuur die langrok weg en laat dit na hulle vader bring met die woorde: dit het ons gevind. Kyk toe goed of dit die rok van die seun is of nie. En hy het dit herken en gesê: die rok van my seun. 'n wilde dier het hom opgeëet. Verskeur is Josef. Toe skeur Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe. En hy het oor sy seun gerou baie dae lank. Okay, wat sien ons hierso? Die broers bied alleen aan Jakob. Jakob weier om getroos te word. En 'n familie word gebreek deur 'n geheim wat vir 22 jaar in hulle harte gaan vrot. Nou wil ek hier 'n term inbring, want ek het nie geweet hoe om dit vir jou in Afrikaans te sê nie, maar die kuns van gaslighting. Kyk wat sê hulle. Dit het ons gevind. Kyk tog goed of dit die rok van die seun is of nie. Okay? Hulle weet goed. Hulle weet, Ja. maar hoor mooi. Weet jy wat is gaslighting? Dis wanneer jy iemand manipuleer deur sielkundige metodes te gebruik om hulle eie gesonde verstand of hulle redenasie vermoë te bevraagteken. Met ander woorde, jy glo 'n sekere stel goed en hulle wil nou kom om jou iets anders te laat glo. En dis wat hierdie broers doen, is hulle neem hierdie kleed, hierdie mantel, die simbool van hulle jaloesie en hulle doop dit in die bloed van 'n bok. En hulle bring dit na hulle vader, maar kyk mooi na wat hulle sê of dalk nie sê nie. Hulle sê nie Josef is dood nie. Hulle sê nie 'n wolf het hom geëet nie. Hulle sê hakker na, identifiseer hierdie. Is dit jou seun se kleed of nee? Hulle forceer hulle eie pa om die doodsvonnis oor sy seun uit te spreek. En wanneer hy dan nou in rou verklaar, Toraf, Josef, verskeur is Josef, dan bly hierdie broers stil, hulle weet wat's die waarheid. Hulle laat hierdie ou man se verbeelding die gruwelooslike prentjie in sy eie kop skilder van sy seun wat lewendig opgeëet word. Dis gaslighting op sy beste. Hoe lyk daai misleiding vandag? Stel jou voor jy is by die werk. Jy het 'n briljante jong kollega, 'n Josef wat nou baie vinnig opgang maak en jy voel bedreig. Jy is jaloers. So jy maak nie dit nie. Jy help net dinge so saggies aan, weet. Jy los per ongeluk sensitiewe data op sy lesenaar en jy versprei 'n gerug dat hy werk by 'n mededinger soek. Jy plant bewyse en éventueel kom die bestuur en hulle ontslaan hom. En hierdie ouetjie se reputasie is in stukke geskeur. Tarof, verskeur. En hier kom die goue deel. Jy stap in sy kantoor en terwyl hy sy boks pak, en jy sit jou hand op sy skouer en jy sê, ek kan nie glo hulle dit aan jou gedoen nie, ek is so jammer man. Laat my weet as daar iets is wat jy nodig het. Jy troos die slagoffer van jou eie misdaad. Jy kyk hoe hy sy inkomste, sy selfvertroue en sy status verloor. En jy bly stil omdat jou veiligheid op sy vernietiging gebou is. Dis die jas wat in bloed gedoop is. Dit is die leuen van wat die siel laat verrot. Dit lyk regtig vir ons soos die sabotasie van iemand se reputasie. Kom ons kyk na hierdie volgende geestelike insig. En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, treurende sal ek na my seun in die doderyk afdal. So het sy vader hom dan beween. Hoekom weier hy? Hoekom weier hy om hom te laat troos? Jy sien, hier is 'n raaisel. Die Midrash sê vir ons dat Jakob het geweier om hom te laat troos. Jy sien, diep in sy binneste het sy siel die waarheid geweet. Hy het die closure gehad nie. Die feit het vir hom gesê, Josef is dood. Die realiteit kon net nie insink nie. 'n Mens kan nie regtig rou oor iemand wat nog lewe nie. En hierdie leuen was dalk perfek, maar Jakob se siel het hom nie laat flous nie. En ek dink ons kan ons geheime begrawe. Ons kan die bloed uit die kleed uit was, maar daai stilte, nee,
Dit skree en hy gaan vir 22 jaar lang skree. Hy gaan. It's gonna happen. Dan so tussendeur in hierdie storie en die volgende, jy weet, kry ons in die storie van Tamar, soos wat ons gesê het, en Jehuda, en dis 'n baie interessante storie om te gaan lees en te gaan kyk hoe reg en geregtigheid daar geskied het en hoe Jehuda eintlik half, kom ons noem dit nou maar, in die bek geruk is. Maar dis nie waarna ons wil kyk nie. Ons wil kyk na Josef. Ons is besig om te kyk na sy karaktervorming, want hy gaan nou 'n laagtepunt bereik. En Josef is afgebring na Mitzraim en Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, 'n Mitzraimitiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaeliete, wat hom daarheen afgebring het. Nou hoor nou mooi, en ek gaan dit vir jou stadig sê. Jahwe begin die man bou wat Jakob nie kan grootmaak nie, of kon grootmaak nie. Jy sien in Egipte gaan jy sien, begin Josef verantwoordelikheid kry, hy gaan begin vaardighede aanleer, hy gaan dissipline begin kry. Die punt was die chirurgie. Maar Mitzraim of Egipte, dis waar die konstruksie gaan plaasvind. Dis waar daar aan hom gebou gaan word. Jahwe sal in ballingskap bou wat die blinde vader nie by die huis kon bou nie. So ek wil vir jou uitnooi om op te hou, om die plek wat Jahwe gebruik om jou te vorm, te haat. Moenie die plek waar hy jou vorm haat nie. Mitzraim word beskou as 'n nou plek. Hy wat Josef is, hy kom by Mitzraim in die slawemark. Nou ewe skielik is hy op die onderste punt van die sosiale leer. Die droom is dood. Of dalk is dit nie. Jy sien, want sy lewensreis begin nou maar eers. Jy sien, wat is die doel? Wat gaan Vader se doel wees? Die wroging, die toetse, die B-storie van karakterontwikkeling. Waarvan praat ek? Wat is die B-storie? Nou, ons kyk eers wat is die A-storie. Die A-storie is die aksie. Josef word ontvoer, hy word verkoop as 'n slaaf, hy word gedwing om in die huis van die Egiptiese edelman te werk, en die doel vir hom is hierso fisiese oorlewing, maar die B-storie gaan oor die interne reis, die een na karaktervorming, die een waar Josef stelselmatig gaan groei en transformeer van 'n bedorwe klikbek tiener in 'n verantwoordelike etiese leier. So die doel hier is werklik om te beweeg na geestelike volwassenheid. Hy gaan nou verander van 'n dromer na 'n doener. Hierdie seun wat vroeër net gedroom het oor die verbekoring, hy bestuur nou werklik graan en ekonomie. Dis van Potifar, né? Hy leer die harde vaardighede aan wat hy later sal nodig hê om die wêreld van 'n hongersnood te red. En jy gaan sien, hier van sy eie ego af, né, verskuif die klem na diens. Want in Kanaan het hy gefokus, hy wat Josef is, oor hoe ander voor hom gaan buig. Maar in Potifar se huis leer hy hoe om ander te dien. Hy word 'n bestuurder wat waarde vir sy meester skep. Né? Dis die B-storie, die karaktervormingsstorie. Hier gaan dit oor deursettingsvermoë. Let net daarop, hy sit nie in die hoek en huil oor sy slaafstatus nie. Hy besluit om die beste slaaf in Mitzraim te wees. En dit is die grootste geheim. Is 'n groot geheim. Wat kies jy? Né? Want in Potifar se huis kies hy bekwaamheid sonder kompromie. Hy gaan opstyg, nie deur geregtigheid nie, maar deur diens. Hy gaan fisiese diens lewe. Hier kan hy om kontrasteer as jy gekyk het na die Tamar storie met Jehuda, waar Josef leer selfbeheersing aan teenoor Jehuda wat op impulse reageer. En dit is die verskil tussen 'n verbond en kompromie. Maar wat jy wil uitnooi om 'n besluit oor te neem is, besluit om uitstekend te wees waar jy is, nie waar jy wens jy was nie. Weer eens, besluit om uitstekend te wees waar jy is, nie waar jy wens jy was nie. Lê by my, kom ons doen hierdie deel. En Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien. Na hierdie dinge het die vrou van sy meester haar oë na Josef opgelig gesê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het geweier en aan die vrou van sy meester gesê, kyk,
Deur my is dit dat my meester geen kennis neem van wat in die huis is nie, en alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie, en hy het niks onthou nie behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen Elohim? En nadat hy met Josef dag na dag gepraat het, en hy na haar nie wou luister om by haar te lê, om met haar gemeenskap te hou nie, kom hy eendag in die huis om sy werk te doen, terwyl niemand van die huisgenote binne was nie. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop. Toe sy dan sien dat hy sy kleed in haar hand laat bly en buitentoe gevlug het, roep sy na haar huisgenote en sê aan hulle, kyk, hy het vir ons 'n ibriet hier gebring om met ons gek te skeer. Hy het na my gekom om met my gemeenskap te hê en ek het hard geskreeu. En toe hy hoor dat ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en gevlug en na buite geloop. Ja, 'n nare storie is dit nie. Hy's 'n slaaf. Niemand sou weet as hy wel met 'n gemeenskap sou gehad het nie. Hy is alleen. Niemand sou geweet het nie. Maar die weiering, nee, sy vraag was, hoe kan ek dan in hierdie groot kwaad doen en sondig teen my Elohim? Josef weier, nie omdat hy bang is vir Potifar nie, maar omdat hy vir jou selfs in Mitzrayim in Egipte sien, en hy hardloop, en weer eens verloor hy sy kleed, en weer eens verloor hy sy status, hy doen die regte ding, en hy word daarvoor gestraf. Nee, sal weer die tronk verhof. Jy sien, partykeer moet jy verstaan, hy is terug hier in die gat, hy is beskuldig, valsik, van 'n verkrachting, hy word weer vergeet, en as jy Josef was, hoe sou jy opgee? Sou jy Elohim vervloek? Jy sien, tronke is nie regtig straffe nie, dit is 'n plek vir voorbereiding. Ja, Josef is onregverdig beperk, maar dit is 'n omgewing waar sy gawe tot volle volwassenheid kan groei. Hierdie tronk vir Josef is die finale verfyning vir hom van sy leierskap. Nou, ek wil net mooi luister. 'n Vader se blindheid het hom in gevaar geplaas. Met ander woorde, Jakob se blindheid het Josef in gevaar geplaas, maar Jahoua plaas hom in 'n plek van sy bestemming. Nou gaan ek jou vra, herformuleer jy dit wat jy dink is jou tronkseisoen? En dan gaan jy en jy identifiseer wat dit is wat Jahoua besig is om in jou te verfyn. Jy sien, want hy is weer terug hier in die kerk, dit is 'n kwessie van hy beweeg nou van sy ego na empatie. Ewe skielik sit hy hier in die tronk saam met 2 hartseer mans. Jy moet hierdie lees, nee. Ons praat van die bakker en die skinker. Hy vra vir hulle, en hoekom is julle gesigte vandag so hartseer? Nee, hy is terug in die tronk. Maar nou kyk hy nie meer na homself nie. Hy merk op dat 2 ander gevangenes hartseer is. En dan, wag nou, hy is onregverdig in die tronk. Hoekom gee hy om vir hulle? Want Josef het verander, hy het geleer om dieper te kyk. Nee? Ons moes nou weer terug hier in die put. Hy is nou in hierdie koninklike kerker ingegooi. Hy is onskuldig, hy is vals beskuldig. Hy het sy werk, sy reputasie, hy het sy vryheid, het hy verloor. Weer. Die meeste mense sou dit eenvoudig daar in 'n hoekie gesit het. Dis nou maar wat sou gebeur het. Hulle sou hulle self in selfmedelee omvou het, met sou hulle verteer het. Hy kon sê, ja, liewe hemel, hoekom alweer ek? Hoekom gebeur dit aanhoudend? Maar nee, wat hier gebeur is, een oggend stap Josef hierdie gemeenskaplike area binne, en hy sien hier die hoofskrinker en die hoofbakker, en hy weet hulle is hoë amptenare, en maar vandag is hulle plat geslaan. Nou, as jy 'n gevangene is die slimste ding wat jy kan doen, is hou jou mond, hou jou kop laag, en moenie betrokke raak nie, hou jou neus by sake uit, maar nie Josef nie. Hy kyk na hulle, en hy vra 'n eenvoudige vraag, wat die geskiedenis gaan verander. Madoa Penegim Rahim Ayom, hoekom lyk julle gesigte vandag so hartseer? Hy gee om. Dit is 'n radikale verskywing in Josef.
né? Verstaan jy hoe mal dit eintlik is? Hy is in dieselfde tronk, hy slaap op dieselfde koue vloer, hy het al die reg om die hartseerste persoon in die kamer te wees, maar hier kyk hy nie na sy eie pyn nie, hy kyk na hulle sin. Daai 17-jarige seun wat gesê het, luister na my droom, hoe wonderlik ek is dood. En in sy plek is 'n man wat vra, wat maak jou seer? Dis daai oomblik wat Josef transformeer. Hy hou op om die ster van hierdie vertoning te wees, en hy word die dienaar van die storie. Die beginsel hier is, Jahoua lei die man op, voordat hy die man verhef. Ons sien dat Josef dan die drome vir die skrinker en die bakker gaan interpreteer en uitlê. Hy is nog steeds onsigbaar, hy is nog steeds vergete, regtig, word nie gesien nie, maar by hom is daar 'n integriteit wat nie applous verg nie. Jy kan sien, Jahoua is besig om hom nou te toets hierop, so hulle in Engels dit sal noem, hy word getoets op sy covenant manhood. Die vraag is, wat ek jou ook sal vra, is, sal jy getrou bly wanneer niemand kyk nie en geen beloning na jou kant toe op pad is nie? Nou, die vraag is, hoeveel het Josef verander? Hy is verander van 'n narcissus na 'n kennisnemer, maar die jong dromer, die jong Josef, hy was onbewus van ander se gevoelens. Hy het vir sy broers gesê, hulle sal voor hom buig, en hy het dit heeltemal gemis dat hulle hom daarvoor gehad het. Hy was sosiaal blind, maar die gevangenes Josef, die vertolker, hy is hyperbewus van die emosionele toestand van ander. Hy merk 'n subtiele verandering in die gesigsuitdrukking van die bakker en die skinker op. Né? Jy kan sien, hierdie man het emosionele intelligensie ontwikkel. Van 'n prater word hy nou 'n luisteraar. Want die jong Josef, hy het met mense gepraat, u is my droom, ek moet my droom met jou deel. Maar die gevangenes Josef, is die ou wat luister na mense, vertel jy my jou droom. So hy skep 'n ruimte vir die ander om te praat. Jy kan sien, hy skuif oor van 'n slagoffer tot 'n agent. 'n Slagoffer wag mos altyd dat die wêreld hulle probleem vir hulle moet oplos, nee, die mense met die victim spirit. Hoeveel keer kry jy daarmee te doen nie? Maar 'n agent soek 'n manier om nuttig te wees in die probleem, deur hulle te help. Hou Josef op om 'n passiewe gevangene te wees, en hy word 'n aktiewe geneeser. So wat beteken dit vir ons? Wanneer ons in 'n krisis is, 'n egskeiding, 'n siekte, 'n finansiële instorting, is ons natuurlike instinkt om na binne te kyk. Ons raak selfgesentreerd. Ons dink niemand weet van die moeilikheid wat ek gesien het nie. Ons bou al hierdie mure. Maar Josef leer ons die wet van die kerker, die wet van die grot, die wet van die tronk, die wet van die put. Die uitweg uit jou eie duisternis is om jou lig vir iemand anders aan te skakel. Maak dit vir jou sin. Kom ek gee vir jou 'n praktiese voorbeeld. As jy uit daai put uit wil kom, en dan moet jy ophou om te vra, hoekom gebeur dit met my, en vra die Josef, wie kan ek nou help? Hierdie vrou in die chemo afdeling, sommer 'n storie wat ons opmaak. Sy's daar, sy is vreesbevange, sy's aan 'n drip gekoppel. Sy sit in haar eie put. En sy kyk so oor daai kamer en sy sien 'n jong man alleen, wat vreesbevange lyk. En in plaas daarvan om haar oë toe te maak en oor haar eie bloedtelling te bekommer, leun sy oor en sy vra, jy lyk of jy 'n moeilike dag het, is dit jou eerste keer? En sy luister na hom, en sy troos hom. En in hierdie oomblik is sy nie meer 'n kankerpasiënt nie, sy is 'n geneeser. Sy het haar put oortref, terwyl sy eintlik nog self in die put sit. So eintlik wat jy hier sê is, om nie jou oë na binne toe te draai, en gefokus te wees op jouself nie, maar na buite toe, en te kyk, wie kan jy help. En hoeveel keer, en ek sê persoonlik ondervind, ek dink ek kan vir vele voorbeelde daarvan gee, maar is een van die eerste lesse wat Vader my geleer het. Weet jy, ek wil hier inkom, want dit kom nou by my op. Ek was in Retief Burger se gemeente gewees, en vir die van julle wat nie weet nie, ek dink hy is omgee dat ek dit deel nie, want hy vertel het self, hy het aan geweldige depressie op 'n stadium gelei, en dit was een van sy
wat Vader vir hom gesê het, is om te hou, om sy oë na binne te draai en buite toe te kyk en ander te begin bedien. En dis hoe hy depressie oorkom het. Ja. Omdat nou, wie is die eerste persoon in die skrif wat depressie gehad het? Kain. Ja. Hy kon net in die muur vaskyk, hy kon nie opkyk nie. Want as jy opkyk, wanneer jy kyk na die lig, wanneer jy bereid is om die lig met ander te deel, dan deel jy met jou depressie. Ja. Ja, dis daai nog geleer in berading, want ons het nogal geleer, my en jou oproep tot aksie. Een man se blindheid, en daai man wat ons van praat is Jakob. Sy blindheid het skade aangerig aan 'n hele generasie, totdat Jahwe ingegryp het. Maar Jakob se mislukking word verder versprei deur sy seuns, sy vroue, sy dienaars, sy nasies. Weet, hierdie is nie net 'n persoonlike ding nie, dit word 'n generasionele ding. En dis iets wat ek en jy in die gesig moet staan. As jy nie die fraktuur, die fragmentasie gaan konfronteer nie, gaan jou seuns dit erf. Breek daai siklus, noem daai fraktuur, noem daai fragmentasie en begin met die herstelwerk. Dis wat ek jou gaan aanbeveel om te doen. Want wanneer jy hierdie week laag voel, kyk iemand wie se gesig hartseer is, dan vra jy vir hulle, hoekom? Want ek gaan jou waarborg, as jy die deur vir iemand anders te oopmaak, dan gaan jy agterkom jy dit eintlik vir jouself ook oopgemaak. Dit is die man lyk wat jou vorm. Hy word van hierdie blinde, hy kom van hierdie blinde huis en hy word 'n verbondsleier. Jakob kom na vore, Josef kom na vore as die man wat sy pa nie kon grootmaak nie. Hoor my, Josef kom na vore as die man wat sy pa nie kon grootmaak nie. Jakob kon nie vir hom die dissipline gee nie. Jakob kon nie vir hom veerkragtig maak nie en hom wys maak en getrou onderdruk nie. Hy kon nie van hom 'n man maak wat al hierdie goeders kan bestuur en die nasies kan doen. Jakob kon nie dit van leer nie. Josef word 'n verbondsman wat Jahwe deur vuur gevorm het. My vraag weer daar vir jou is vra jy vir Jahwe om in jou te vorm wat geen vader ooit in jou gebou het nie. Wat ek nou vir jou sê, is bitter belangrik. As baie vaders wat nie in hulle kinders gebou het wat hulle moes nie. Ons lewe in 'n omgewing, 'n sisteem vandag van die absentee fathers, waar die vrouens alleen, pa en ma moet speel. Ons sien dit oor en oor, maar ek sê nou vir jou, daai put, die grot, die tronk, dit het 'n manier om jou oë oop te maak. Ons sien alles in Parasha, waar jy sê, dit is donker, maar soos wat jy volgende week behoort te begin sien is, die lig gaan binnekort begin deurbreek. En dan gaan jy sien dat Jahwe bou manne op wat kan sien, wat kan lei, wat die las kan dra, wat vas staan, wat baie goeie rentmeesters is van hulle destiny en van Israel is. So die boodskap is eenvoudig. Hou op om in blindheid te lewe. Begin om leiding te neem met perfekte sig. Hoekom? Want die verbond met Jahwe jou Elohim verg manne wat kan sien. Hulle sien wat Jahwe sien. So konfronteer daai blinde kolle. Konfronteer daai frakture. Konfronteer daai fragmentasie in jou persoonlikheid. Konfronteer dit in jou gesin, jou gemeenskap en kom in Jahwe se ontwerp in sy blauwdruk vir jou en vir my. Kom in dit in.